Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saamkuier. Ons is in Handelinge 25. Handelinge staan einde se kant toe. Hoofstuk 25 is 'n belangrike skanier hoofstuk. Paulus is nog in Caesarea, maar alles wat hier gebeur stuur hom onomkeerbaar na Rome toe. Dis 'n hoofstuk waarin Lukas vir ons merkwaardige spanning wys, die Romeinse regstelsel, politieke belange, Joodse godsdienstige konflik en God se sendingplan loop almal tegelykertyd deur dieselfde verhaal. Nou, Handelinge 25 sien ons dat daar nou al 'n paar goedjies gebeur het, en om ons net eers weer in die prentjie te kry as jy dalk een of twee gemis het of vergeet het. In Handelinge 22 is Paulus voor die Joodse skare, word hy aangekla. In Handelinge 23 is Paulus voor die Joodse raad, en in Handelinge 24 verskyn Paulus voor die goewerneur Felix. Maar niemand kon tot op hede bewys dat Paulus enige misdaad gepleeg het nie. So, dit hang so half in die lug. En Felix hou hom egter gevangenes, omdat hy nie die politieke moed het om die saak finaal af te handel nie. Tussen die spanning tussen die Jode en die hele ding wat daar rondom gaan. Paulus, die Jode het nie van hom gehou nie, hy het onder Gamaliel geswat, hy was 'n student wat hulle oor gedroom het, en ewe skielik draai hy gaan aan die ander kant toe, en hy begin oor Christus getuig, en daar is spanning, en Felix sê, maar ek wil nie hierby betrokke raak nie. In Handelinge 24 vers 27 sien ons dat Felix vir Paulus vir 2 jaar in bewaring hou. En dan kom daar 'n nuwe goewerneur, Festus, en dit is dan waarmee die hoofstuk 25 begin. Hoofstuk 25 vers 1 tot 12 is Paulus voor Festus en sy beroep op die keiser. 25 13 tot 22 vertel Festus vertel koning Agrippa van Paulus se saak, hy lig hom in, en aan die laaste deel 25 vers 23 tot 27 verskyn Paulus voor Agrippa en Bernice en die elite van Caesarea. So, en dan eindig die hoofstuk met 'n geweldige ironie. Die Romeinse goewerneur kan nie eers verduidelik waarvan Paulus eintlik aangekla word nie. Festus moet vir Agrippa help om uit te vind wat op aarde hy vir die keiser moet skryf, en dit is waarom Handelinge 25 eintlik die aanloop tot Handelinge 26 is. Handelinge 25 stel die verhoog. Handelinge 26 gee vir Paulus die geleentheid om dan te getuig. En N.T. Wright plaas Handelinge 25 tot 28 juis binne Lukas se groter beweging na Rome toe. Die evangelie beweeg van Jerusalem na die sentrum van die Romeinse wêreld. Wat interessant is dat Paulus van die begin af graag in Rome wou kom, maar nooit daar uitkom nie. En dit lyk vir ons of Paulus op die onkoste van die Romeine na Rome toe gaan. Nou kom ons lees hier van Handelinge 25 vers 1 af. 3 dae na die aankoms van die provinsie het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle 'n guns te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle op pad daarheen 'n hinderlaag wou doodmaak. Festus het egter geantwoord: Paulus word in Caesarea aangehou en ek is van plan om binnekort daarheen te gaan. Julle bekwame manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerd gedoen het. Hy het 'n dag of 8, hoogstens 10 daar deurgebring en toe na Caesarea teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnekom, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, hom gaan staan en hom vir 'n hele klomp ernstige dinge beskuldig, wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom verdedig: Ek het niks verkeerd teen die Jodes wet of tempel of die keiser gedoen nie. Maar Festus wou nie die Jode 'n guns bewys en sê vir Paulus, sou jy bereid wees dat ek jou hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor? Paulus antwoord hom: Ek staan tereg voor die keiserlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my as guns aan iemand anders uitlewer nie.
Ek beroep my op die keiser. Nadat Festus die saak met sy raadgewers bespreek het hy geantwoord, jy het jou op die keiser beroep, na die keiser sal jy toe gaan. So hier sien ons dat die Jode nog steeds op Paulus se spoor is. Paulus is al vir 2 jaar in aanhouding met Felix om aangehoud. Felix sterf en Festus kom aan bewind, die nuwe goewerneur. En nou sê hulle maar, wat gaan jy omtrent hierdie Paulus doen? En dan sê Felix, maar hy is op pad soontoe en hy sal met Paulus gaan praat. En dan kom daar 'n klomp aanklagte wat niemand kan bewys nie. En die Jode sê stuur hom na Jerusalem en Paulus sê maar ek beroep my op die keiser, ek is 'n Romeinse burger en ek kan nie net in Jerusalem uitgelewer word as daar nie bewyse daarteen is nie. En ons, partymal voel dit vir ons dat God het 'n plan, maar mense is so betrokke en so besig dat hulle half hierdie plan van spoor af kan bring, maar ons kan hier sien dat mense nie God se plan kan ontspoor nie. En die saak ontwikkel verder. Nou gaan Paulus voor Agrippa. Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Nou, keiser Agrippa, of koning Agrippa, is die seun van Agrippa die eerste en die kleinseun van die eerste Agrippa en dan afstammeling van Herodes die Grote. So dit is die Edomite en hierdie Agrippa, as hy dan nou sterf, is dit die laaste wat ons hoor van die Herodese. So dan is hulle nou klaar verby, ons lees nooit weer van hulle nie. Agrippa is die een, sy pa het Jakobus, die disipel, se kop afgekap. So hy is die een wat Jakobus tereggestel het. Sy pa weer is die een wat Johannes die Doper se kop afgekap het. En sy pa weer is die een wat al die kinders vermoor het toe Jesus gebore is. So jy sien, dis 'n wrede bloedlyn van mense wat nogal hou van bloed en chaos. So kom ons kyk, wat doen hierdie Agrippa? Nou wat interessant is, Agrippa en Bernice is Agrippa se suster. En hulle, na haar man sterf, kom trek sy in by Agrippa. En die geskiedenis sê vir ons dat hierdie verhouding nogal vreemd was vir 'n broer en 'n suster om saam te bly. Nou, Josephus, die buitebybelse skrywer, Joodse skrywer, geskiedenisskrywer, sê vir ons dat daar klomp vraagtekens was oor hierdie twee en dit wat hulle aangevang het. Later trek Bernice ook weer uit, maar as ons wil weet wie is Agrippa, dan sien ons hy is die heeltyd by Bernice. So hy en hierdie sussie is die heeltyd kop in een mis. Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernice na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Net myself weer in die rede val. As koning Agrippa kom aan bewind wanneer hy 17 jaar oud is, wanneer sy pa te sterwe kom. En omdat hy te jonk is om te regeer, word daar 'n klomp goewerneurs aangestel, waarvan Festus dan nou een is, en Felix was een. Ons lees so van 3 in die Bybel, maar daar is ten minste 14. So al hierdie provinsies word dan ingedeel in 'n klomp provinsiekies waar goewerneurs aangestel het. Pontius Pilatus was so 'n goewerneur, en wanneer hy dan nou oud genoeg is om te regeer, dan sal hy die hele plek regeer, maar omdat hy te jonk is, 17, het ons dan hierdie verskillende goewerneurs. Hulle het 'n paar dae daar deurgebring en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring. Hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldige as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom voor sy aanklaers teen hulle beskuldiging te verdedig. Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat die man voor my gebring moet word. Sy aanklaers het hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van ernstige misdade soos ek verwag het nie. Dit het alles gegaan oor twisvrae in hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus wat dood is, maar van wie Paulus beweer dat hy lewe. So, Festus kom sê, maar hulle stry oor godsdienstige goeders waarvan ek niks verstaan nie.
As daar vers 20, omdat ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jerusalem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word. Nou, Jerusalem is die Mekka van die Joodse godsdienst, so Festus voel as Paulus soontoe gaan, kan hulle hierdie godsdienstige verskille oplos. Maar Paulus het hom op die keiser beroep. Hy wou liewer gevange bly en deur die keiser verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou moet word, totdat ek hom na die keiser toe kan stuur. So Paulus weet, as hy in Jerusalem beland, gaan hy teen dieselfde pad stap as wat Jesus gestap het, en daarom sê hy, maar stuur my eerder dan na die keiser toe. Agrippa sê toe vir Festus, ek sou self ook graag die man wil hoor. Môre kan u hom hoor, antwoord Festus. Die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnengekom. So, hulle, die twee, Boetie en Sissie, kom daarin. Hierdie groot vertoon is die woord in Grieks wat ons van fantasie vandaan kry. So dit is 'n hele skouspel, baie belangrik kom hulle hier ingestap. Van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring. Toe sê Festus, koning Agrippa en almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vasstel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep, het ek besluit om hom daarheen te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring en veral voor u koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe. Dit is sinloos, lyk dit vir my, om 'n gevangene te stuur sonder om 'n aanklag duidelik teen hom te gee. So, hier sien ons Paulus beroep hom op die keiser en hy vra dat hy na Rome toe wil gaan. Nou, wanneer hy in Rome aankom, beland hy op die ouend onder Nero en ons weet ook dis waar Paulus dan ook sal sterwe. Maar die evangelie verskuif van hier af na Rome op die onkoste van die Romeine self. En Festus sê, maar ek weet nie hoe om in Rome te kry nie, want ek weet eintlik nie wat hy verkeerd gedoen het nie. En daarom kom vra hy dan nou vir Agrippa, help my om hierdie probleem op te los. En dit is hoofstuk 25, hierdie draaipunt wat half oploop en van die een van die Jode na Felix, na Festus, en die spanning wat opbou, sodat ons vir Paulus in Rome kan kry. En hier sien ons dat wanneer God besig is met 'n plan, dat dit nie noodwendig uitwerk soos ons gedink het dit gaan uitwerk nie, maar dat dit uitwerk soos wat dit goed is. En ons sal dan nou tot by hoofstuk 28 sien hoe Paulus se lewe verder uitspeel onder die Romeinse gouverneurs, keisers, konings en waar Paulus se verhaal dan eindig. Maar kom ons sluit die oë en dankie dat jy ook hierdie hoofstuk saamgevolg het. Here, dankie dat ons hierdie hoofstukke kan lees, dat ons Paulus se lewe kan volg en dat ons ook so ietsie kan sien van die Romeinse reg in die tyd van Paulus. Hoe dit werk. Here, ons weet vandag nog dat die regstelsel nie noodwendig so betroubaar is nie en dat sekere mense aangehou word onskuldig en dat juist die skuldiges buite rondloop. Dankie Here dat ons ook hieruit kan leer dat U steeds in beheer is, al voel dit partymal vir ons dat U nie in beheer is nie, dat mense se komplotte goed gaan ontspoor. Dankie Here dat ons in Paulus se lewe kan sien dat U betrokke is en dat U bewus is en dat U ons nie los nie. Dankie Here dat ons kan leer en maak ons studente van U woord en van U lewe. Amen.